Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie vir vandag, dag 326. En ons tema vandag is jy gereed om te sterf? Johannes 12 vers 24. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Jy moet lewe voordat jy sterf. Anders gaan jy sterf, voordat jy waarlik kan lewe. Is jy gereed om te sterf? Ek het een van die leegste bane van die tolhekke gekies. Net toe ek so wil vorentoe ry, verragties. Hier kom er 'n man reg voor my in. Ook nie links nie, het ek uitgespring en die man met 'n onstuimige gemoed gevra. Sir, are you ready to die? Die man het sulke winde gesluk en kon nie 'n woord uitkry nie. Toe sê ek, if you keep on driving like this, you are not going to live very long. Ja, baie keer het ek gedoen voordat ek mooi gedink het. Gelukkig het ons Papa Vader 'n wonderlike sin vir humor. Hy het 'n baie goeie werk gehad. Ek bedoel, regte goed. Groot salaris, bonus, motortoelaag, aandele in die besigheid. Die lot. Maar elke oggend op pad werk toe, het hy gevoel hy sterf binne. Bietjie vir bietjie dood gegaan. Hy het alles gehad, maar daar was 'n reuse holkol in sy siel. Hy het gebid en toe op 'n dag het die Here vir hom gewys, bedank. Hy het gedink hy hoor verkeerd. Wie bedank nou uit 'n droomwerk sonder 'n plan B? Maar hy het dit gedoen. Vandag plant hy gemeentes en townships en sê dat hy nog nooit soveel vreugde en sin voorheen in sy lewe ervaar het nie. Dis wat Jesus bedoel. Nie dat jy roekeloos en onverskillig moet wees nie, maar dat jy moet ophou klou en vashou aan goed wat eintlik besig is om jou dood te druk. Jou vrees vir wat mense dink, jou bevorderingsmoontlikhede, jou verslawing aan gemak, jou behoefte aan beheer. Vers 26 is die kinkel in die kabel. As iemand my dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Jesus was op pad kruis toe hy dit sê. Hy het nie gesê, volg my na strandhuis toe nie. Hy het gesê, volg my na Golgotha toe. Hier verander die prentjie skielik. Jesus roep nie net vir geestelike toerusting nie. Die snoesige gemak van die kerk en die lekker dienste Sondag nie. Hy nooi jou op 'n roadtrip. Dis amper asof hy sê, luister, die koninkryk is nie 'n sitkamer vir spiritueel gemaklike mense nie. Dis 'n gimnasium vir die lewensavonturiers. En waar lei hy? Nie altyd waar ek en jy sou kies nie, maar altyd waar lewe groei. Hy vat jou soms na donker plekke toe, na plekke waar jy eerlik met jouself moet raak, na ongemaklike plekke toe, waar hy vir jou nuwe perspektiewe gee, maar altyd na nuwe lewe toe. Want die koringkorrel moet eers sterf aan homself. Ons leef in 'n wêreld wat sê, hou vas, beplan, beskerm, perform. Maar Jesus werk andersom. Gee weg, laat los, volg my. En hoe meer jy laat los, hoe ligter loop jy. Hoe minder jy by mekaar maak, hoe meer ervaar jy vrede en vryheid. Is jy gereed om saam met Jesus te sterf en te stap? Die dood is nie die grootste verlies in die lewe nie. Wat binne jou sterf, terwyl jy leef, is wel. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy klou ons so krampagtig vas aan wêreldse sekuriteite? Wat kan ons doen om die dinge te laat los waaraan ons so vasklou? Hoe gaan jy vandag begin om vanuit God se nuwe lewe te leef? Here, help my om die dinge te laat los wat my hande vol maak en my hart swaar maak. Leer my om U te volg, selfs wanneer die pad donker lyk. Plant U lewe in elke plek waar daar nog iets is in my
wat moet sterf. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag en 'n wonderlike week hê en vertrou die Gees om elke dag vir jou iets te wys wat jy nog moet afsterf. Seën en oorvloedsmaat vir jou, liefde groete, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.